Amen. Amen, liewe luisteraar, weer 'n wonderlike voorreg wat ons het om in die skrifte in te kyk en toelaat dat die woord, die werklike woord van God, ons kan lei in die volheid wat hierdie groot God vir die mens gebring het in Christus Jesus. Jy weet, Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 1, hy sê, broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Moet julle nie weer onder 'n juk van slawerny bevind nie. En dit is die grootste fout wat enige iemand kan maak. As hy sy wedergeboorte aangeneem het, wat net 'n geskenk is, wedergeboorte is 'n geskenk van God, as jy dit aangeneem het, dan neem jy die volheid aan wat God vir jou geskenk het. En jy probeer nie 'n bydra lewer nie. Dit is so belangrik dat ons absoluut sien om nie meer vir mense te sê, jy leef nie die lewe wat jy moet leef nie. Geen mens kan die lewe leef wat hy moet leef nie. Dis alleen deur die geloof wat jy die lewe kan leef. Romeine 1 en Romeine 16 praat van geloofsgehoorsaamheid. Jy moet gehoorsaam word aan die geloof. Dit wat Romeine 10 vers 17 van praat. Geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Alleen dit wat die woord van God sê, sal jou verander in jou hele wese, want dit praat van 'n volheid wat vir jou gekom het, geregtigheid, heiligheid, 'n verlossing van sonde en 'n nuwe wysheid. Ons lees dit is van die Ou Testament af wat eintlik 'n profetiese woord was, wat in vervulling gekom het in die Nuwe Testament. So ons het dit nie meer nodig nie. Ons het nodig om te kyk na die werklikheid wat vir ons gekom het. En om daardie werklikheid te verstaan, gaan ons bietjie weer na die Ou Testament toe. Matteus, Markus, Lukas en Johannes is nog Ou Testament. En ons gaan net daar kyk wat die Ou Testament sê en hoe dat Jesus die mense reeds gemotiveer het om uit te beweeg, weg te beweeg van die oue en die nuwe te aanvaar. Ek het al 2 keer, dink ek, daaroor gepraat, maar ons kyk net weer daarna. Markus 13 en ek lees so van vers 10 af. Hy sê, die disippels het gekom en vir Jesus gevra, waarom spreek u tot die mense in gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle, die wat in die Ou Testament wil bly, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Jy sien, jy moet sien wat het in die Nuwe Testament gebeur. Gaan hy aan in vers 12. Hy sê, want hy wat het, dis nou praat hy van kennis, hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal 'n oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal ook weggeneem word wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse. Daarom spreek ek tot die mense wat nie hierdie realiteite wil sien nie, in gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. En aan hulle word die profetiese woord van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword. Kan jy dink, 2000 jaar na die verligting van die evangelie in Christus Jesus gekom het, dieselfde verstomping van kennis nog bestaan. En met die ore het hulle gehoor en beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan,
en hulle bekeer en hulle genees word nie. Maar julle oë is gelukkig, omdat julle sien en julle ore, omdat dit hoor. 'n Absolute realiteit wat in Christus gekom het en wat ons moet sien en verstaan. Ek haal weer aan wat Paulus sê in Galasiërs 5 vers 1. Staan dan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Moet julle nie weer onder 'n juk van slawerny. Moenie weer julle eie pogings probeer inspann nie. Ek dink ek gaan gou vir ons ook weer in 2 Korintiërs 4 net 'n teksie lees, laat jy kan sien hoe gevaarlik dit is om in die Ou Testament te bly, om in jou eie pogings te probeer om in 'n vernuwing in te beweeg. 2 Korintiërs 4 vers 4 lees so. Hy sê naamlik die ongelowiges, as jy nie wil glo wat in Christus gebeur het nie, as jy dit nie wil glo nie, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sal skyn nie. Kan jy dink dat 'n mens so verstomp kan wees in jou denke, dat jy nie absoluut inkyk en verstaan wat gebeur het in Christus nie? Hierdie selfde teks in Markus 4 lees so, en hy sê, dis nou Markus 4 vers 11, hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Jy sien, jy moet inkyk, jy hoor nooit dat iemand praat van die verborgenhede van Christus nie. En daar is baie verborgenhede en baie intense kennis wat jy moet opdoen. Maar vir hulle wat buite is, kom alles in gelykenisse. Jy sien, as jy nog besig is met gelykenisse dag vir dag, en jy predik nog gelykenisse, en jy beleef gelykenisse, dan is jy nog buite, dan het jy nog nie in beweeg nie. En hierdie hele kennis wat hy hier bring, gaan absoluut oor een werklikheid. Dit gaan oor die tempel van God, waarin die Jode die Here moes dien, hoe dit gebeur het. Daar was 'n voorportaal, dan was daar 'n gordyn wat die allerheiligste geskei het van die heilige. In die voorportaal in die heilige moes die mense offers bring, hulle moes smeek vir vergifnis, hulle moes probeer van hulle sonde ontslae raak. Maar in die allerheiligste kon net die hoëpriester ingaan nadat hy vir homself versoening gedoen het. So dit was so belangrik wat God wou doen, dat elke mens kon inbeweeg in die heilige der heilige. Maar jy kan nie inbeweeg as jy na die gelykenisse kyk nie. Jy moet sien hoe dat elke gelykenis het 'n diepe geestelike betekenis van hoe om in te beweeg in die heerlikheid van God, om in sy teenwoordigheid in te beweeg. Nou lees ons in 1 Timoteus 6. Hy sê, God woon in 'n ontoeganklike lig, en so was die allerheiligste 'n plek waar net die hoëpriester kon ingaan. Maar hier kom Christus en hy sterf, en die Jode glo nog nie eers dat hy Christus is nie. Maar wat gebeur? Die oomblik toe Christus sterf, toe skeur daar die gordyn tussen die heilige en die allerheiligste, skeur in twee, sodat die allerheiligste ewe skielik oop is. En die Jode verstaan nog nie dat dit 'n uitnodiging van God is, sodat elke mens kan inbeweeg in hierdie groot heerlikheid, om absoluut in die teenwoordigheid van God te wees. En
Hulle kan dit nie verstaan nie, want hulle soebat nog vir sondevergifnis, hulle soebat nog vir 'n beter lewe, hulle probeer nog hulle bes om van sonde ontslae te raak, en dan sien jy, hulle kon nie verstaan wat Christus kom doen het nie, dat toe hy kom, toe neem hy die eerste realiteit wat hy doen, hy neem die sonde van die wêreld weg, en sal dit nooit weer aan die mens toe reken nie. Dan het hy die volle heerlikheid vir die mens gebring. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, Jesus het nou, toe daar die gordyn skeur, toe word Jesus nou vir ons die geregtigheid van God, die heiligheid van God, die verlossing van God, die wysheid van God. Hy word dit vir ons, want nou kan ons met hierdie kwaliteite, sy heiligheid, sy geregtigheid, sy verlossingswerk, kan ons inbeweeg in die allerheiligste. En die Jode tot vandag toe kan nie verstaan dat hulle moet inbeweeg nie, dat God het hulle 'n uitnodiging gegee. Maar dit geld ook vir die algemene kerk. En dit is so jammerlik dat mense nog nie besef dat al hierdie kwaliteite wat God jou geskenk het, is net gawes, is net geskenke wat hy jou gegee het. En dit is so pateties, ek kom jare deur die kerk en ek besef watter groot foute ons gemaak het. Ons lei 'n ou tot bekering en ons doop hom, en as hy nou gedoop is, dan sê ons vir hom, onthou nou moet jy reguit loop, jy moet nou 'n voorbeeld wees, jy moet nou ophou sondig. Jy kon nie ophou sondig, en as jy kon ophou sondig, dan het Christus te vergeefs gesterf. En dit is die grootste fout wat 'n kerk ooit kan maak, om vir 'n mens te sê, jy moet nou die lewe leef. Jy moet absoluut tot die geloofsoortuiging kom van wat Christus vir jou gedoen het. Kan jy dink aan die verleentheid wat jy sal ondergaan, as jy in 'n kerk opstaan en sê, "Jo mense, dis vir my so 'n groot heerlikheid om heilig te wees. Ek geniet hierdie heiligheid so." Hulle sal dink jy's arrogant en jy's dalk van jou sinne beroof. Maar dit is die werklikheid. Jy aanvaar dit wat God vir jou geskenk het. En daardie geskenke moet nou vir jou 'n werklikheid word, voordat dit sal manifesteer, voordat dit sal vrugte dra. Want alleen dit wat uit God kom, kan vrugte dra. Ons weet, ons het dit al reeds, en ek het dit al reeds genoem, in die skrifte verduidelik, in Johannes 14 byvoorbeeld, verduidelik die skrif dit mooi. Hy verduidelik dat ons 'n takkie is wat ingeënt is in die ware wynstok. Nou ons weet dat die takkie dra vrugte, maar hy kan nie vrugte dra as hy nie in die wynstok is nie, want die wynstok is dit wat die vrugte produseer. So dit is so belangrik as jy nie kan sien, dit wat jy vandag het, is geproduseer deur hierdie groot God, deur sy enige gebore seun, te laat sterf in jou plek. Dis wat Galasiërs 2 vers 20 sê. Weet julle nie dat julle saam met Christus gekruisig? Jy leef nie meer nie. God het jou ou lewe kom wegneem, en sal daai ou lewe nooit weer voor hom duld nie, en aan jou 'n nuwe lewe gegee. Hierdie werklikheid is so groot en so belangrik, dat ons moet gedurig daarna kyk. Hoor net wat sê Galasiërs 6 vers 14. Hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Dis net deur die skeuring van die gordyn, wat Christus se vlees is,
dat jy in die allerheiligste kan inbeweeg. Alleen dit, net dit wat in Christus gebeur. Anders kan jy nooit in die heilige der heilige inbeweeg nie. En dit is waar jy jou nou moet bevind. Dit is wat Christus bereik het vir jou, namens jou. En miskien moet ek nog 'n skrifgie of twee daaroor aanhaal. Luister nou net weer na vers 14. Hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie ek vir die wêreld gekruisig is, en die wêreld vir my. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis, nie die Jode, nie die heidene, enige krag nie, maar alleen 'n splinter nuwe skepping wat in Christus Jesus ontstaan het. Toe hy sy lewe aan die mense van die wêreld skenk, sodat elkeen wat hom aanneem, nie verlore sal gaan nie. Want jy neem 'n volheid aan, jy neem die volheid van die Godheid in Christus aan, en jy kan nou in die heilige der heilige inbeweeg, jy kan direk met die Vader konfereer, en direk met die Vader gesels dag vir dag, deur dit wat Christus vir jou bereik het. Sonder dit praat jy nodeloos met die Vader, hy sal jou nie hoor nie. As jy nie verstaan dat jy moet absoluut heilig wees, absoluut geregtig, absoluut verlos van sonde. En dit was 'n geskenk aan jou. Dis nie wat jy nou moet bereik nie, dis wat Christus vir jou bereik het. En as jy nie met daardie kwaliteite na God toe kom, met daardie dankbare hart, Here, baie dankie vir dit wat U vir my gebring het, dit wat U vir my geskenk het in Christus Jesus, dat dit nie meer gaan oor my swakheid en my ellende nie, maar dat dit gaan oor die bekwaamheid wat U vir my bereik het. Hoor net hierso, wat sê die skrif van hierdie realiteit. Dis, ons moet na hierdie goed kyk, mense, en dit moet vir ons baie duidelik wees. Hoor wat sê 2 Korintiërs 3 van vers 5 af. Hy sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. As geloof nie in jou vrugte dra, as jy nie die volheid van geregtigheid, heiligheid en verlossing vir jou aanvaar en dit glo met jou hele hart, dat dit is jou kwaliteit nou. As dit nie dit is nie, dan bedink jy nog verkeerde dinge, want as jy dit bedink, Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n mens dink, so is jy. As jy dink jy's heilig, dan gaan heiligheid uit jou uitstraal. As jy dink jy's geregverdig, gaan regverdigheid in jou vrugte dra. So is dit so belangrik dat ons moet besef dat ons bekwaamheid het net uit God gekom, niks anders, nie uit enige iets wat ons moet bereik nie, maar absoluut dit wat Jesus Christus vir ons kom skenk, die grootste geskenk wat enige mens ooit kan ontvang. Ek het baie keer vir mense gesê, lees asseblief die Nuwe Testament, lees asseblief van die kruisboodskap af, want die Nuwe Testament begin net by die kruisiging van Jesus Christus, nie voor die tyd nie, net na die kruisiging van Jesus Christus begin die Nuwe Testament. Jy lees dit in Hebreërs 9 vers 16. So dit is so belangrik dat ons hierdie realiteite sien en dat ons absoluut in 'n geloofsoortuiging begin wandel. Daagliks in 'n geloofsoortuiging, daagliks in 'n verblyding, daagliks hierdie groot God loof en prys. Dis daarom wat 2 Tessalonisense 5 sê, verbly julle altyd in die Here, bid geduldig deur. Jy kan geduldig deur met die Vader praat, geduldig deur jou blydskap toon teenoor hom vir hierdie groot geskenk wat hy jou gegee het. En as jy die Nuwe Testament lees,
alles wat na die kruis gebeur het, dan sal jy sien hoe word jy verryk in alle opsigte. En dit is wat jy ontvang het. Dis nie iets wat jy moet probeer nie. Dis iets wat jy gaan ondervind. Luister net hier na 1 Korintiërs 1. Ek lees so van vers 5 af. Hy sê dat julle in alle opsigte in Christus ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe, jy sien al die gawes van God is net genadegawes. Jy is so verryk, jy is so gered, jy is so verlos, jy is so heilig, jy is so geregtig. Dit net soos Christus is, so is jy. Want hierdie groot God het aan jou 'n geskenk kom gee, wat onvergelykbaar is met enige iets wat jy ooit geken het. So dit is so belangrik dat ons sien dat die hele realiteit gaan oor geloofsoortuiging. Dit is net geloof wat vrugte in jou kan dra. 1 Korintiërs, Romeine 1 vers 5 praat van geloofsgehoorsaamheid, dan Romeine 16 vers, ek dink, dalk moet ek Romeine 16, so van vers 25 gou vir u lees, dat u kan hoor. Hy sê aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaringe van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof. Dit is al wat jou in 'n rykdom in kan lei, is die geloofsgehoorsaamheid. Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Dis God se geloof, die skrifte is God se geloof wat na jou toe kom. En dit begin dan vrugte dra in jou. Ek is so dankbaar dat ek hierdie werklikheid aan u kan bring, want dit is die lewe van Christus in u. Prys sy wonderlike naam.